Kom ons kyk of hierdie ding, dit klink of hy werk. Ek sien dominee Robbie maak altyd so seker, hy tik hom so, maar ek is gewoon daaraan as ek aan my vrou tik, dan tik sy terug, so ek sal nou nie dit waag nie, ek weet nie, wat kan alles terugtik nie, so. Baie welkom aan elkeen van u vanoggend. Het is vir my heerlik om so 'n bietjie in te staan, terwyl dominee, kom ons sê 'n slag de kok, hy het mos daarmee van ook, met vakansie is, en ons hoop hy geniet het, en rus bietjie lekker, en baie welkom ook aan die kinders, dis nou amper vakansie, maar die kerk het nooit vakansie nie, daar werk ons altyd, so dis heerlik, maar ek is bly julle is hier, en dan wil ek vir ons paas 'n baie gelukkige, heerlike Vadersdag toewens. Dis 'n voorreg om 'n vaderfiguur rol te kan speel. So ons kyk nie net na ons eie kinders nie, as kinders van die Here dien ons vir hom ook hoe hy vir ons wil gebruik. En ek het nou so 'n bietjie gedink, want as 'n mens nou vanoggend radio geluister het en oral, en dis wonderlik, dan hoor 'n mens al die mooi wense van mense vir elke pa ensovoorts. Nou, sommer so vanuit die boodskap eintlik ook al, en wat ek met die kinders oor wil gesels, wil ek nou by Galasiërs 2 by vers 19 en 20 aansluit wat vir ons sê, en die lewe, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Hoe gaan ek pa wees? Ek sal dit maar probeer. Ek weet hoe ver ons daarin tekort skiet, maar mag die Here vir ons daarin help, dat in die wêreld, in ons as paas, maar in ons almal se lewens, dat Christus in ons leef, dat dit die getuienis van ons lewe kan wees. So, ons kan hierdie dag regtig saam geniet op 'n baie spesiale manier. Dan wil ek net vra, ek het 'n belangrike vraag om te vra, en dit is, wanneer stort 'n mens in Port Elizabeth? Wanneer gaan stort of bad jy? Party mense is mos nou oggendbad of stort mense, en ander is nou aandstort of bad mense, ensovoorts. Wanneer doen jy dit nou in Port Elizabeth?
wanneer daar water is, juist klomp slim mense, nee, as die kraan loop, en jy het nou 3 dae laaste by die start of die bad uitgekom, dan hol jy vir hom, want dan, jy weet nie hoe lang gaan hy loop nie. So, wanneer die kraan loop, dan doen jy dit. Ek weet nie, gister het die Springbokke daar gelukkig ook gespeel, so, ek het vir Anso gevra vir die, nou, en ek ben vanoggend huil ons maar eintlik almal oor die Blaubulle, want hulle was nou ons span nog daar op die laaste. Maar Anso het vir my gesê, is daar heel wat toiletpapier, as daar nou nog trane is wat loop, julle kan maar die badkamer gebruik vanoggend vir die troos wat nodig is. So, ja, dit was baie sleg. Daar skree Storme ook sy hart uit, maar dit het nie gewerk nie. So, maar ons het so baie om voor dankbaar te wees, en die goed wat ons kan geniet ook, al die sport en alles is deel van wat die Here vir ons beskik. Kom ons raak nou net so stil ook. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan elkeen van U, van God ons Vader, in Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons sing nou lied 191, lied 191, as loflied, al 3 die verse daarvan, Grote God, ons bring U eer. En dan in die koninkrykstyd, waarby ons ook aansluit in hierdie tyd, in die kerkjaar, is ons bewus daarvan dat die drie-enige God is in beheer. God is koning, hy regeer, Jesus is ons Here en Verlosser, die Heilige Gees is ons leidsman, wat elke dag met ons op pad is. En let nou op die woorde ook van hierdie lied, en hoe hierdie boodskap vir ons dan duidelik is. Lied 191. Ek wil net noem die verkoue ellende het ook nie by my verbygegaan nie, so my stem wil nie so lekker sing nie, ek spaar hom maar so 'n bietjie, en dan het ek ook maar van Kunsdae af die
probleem dat my neus verskriklik maklik bloei, so, en nou so met 'n verkouetheid, dan gebeur dit nog gouer, so nou, dit is maar 'n ellende om met mikrofone goed hier rondom jou neus in elk geval die ding te blaas, maar nou ek veel maar so saggies af, en ek hoop nie daar kom 'n fout nie, so, ek noem het maar net, as ek ergens na toe hol, dan sit nie oor die blou bille heilie daarmee, dan sit maar die neus wat my jaag. Môre julle, hoe gaan dit? Gaan dit goed met julle? As julle bly oor die vakansie wat voor lê? OK, ek onthou, lang terug toe ek 'n kind was, vakansies was altyd baie lekker. Nou sê gou vir my, wat gebeur in ons lewens wat sleg is? Wat baie sleg is? Wat gebeur in ons lewens wat sleg is? Want dis nie altyd vakansie nie. Skool. Ja. Skool kan maar sleg wees. En veral baie keer maak mense dit mos sleg, dan het jy mos nou nie geleer nie. En dan moet jy toets of eksamen skryf. Dan gaan dit nie so goed nie, dan maak jy dit self vir jou sleg. Maar dit is so. Ek raai, wat is nog sleg? Het lyk vir my duidelik eksamentyd gewees nou hier so rond, nee. En wat gebeur as die water afgaan? Is dit lekker? Hoekom is dit sleg? Mampa raak kwaad. en dan praat hulle nie mooi van die munisipaliteit nie. Ja, nee, ons verstaan dit ook. Goed, dan is dit glad nie lekker nie. Wat is sleg? Is daar nog? Wie van julle was al in 'n motor, as jy nou op vakansie is en jy ry op die langpad en jy kry 'n papwiel, en waar sit 'n motor se spaarwiel? Daar agter in die kattebak, onder alles. En dan moet jy alles uitpak. Dus dan sit jy baie lekker in, hè. Wat is dan nog iets? Nog iets wat een van julle aan kan dink? Daar sê, as jou troeteldier doodgaan. Fone. Is jy nie my seun nie? Ek vermoed so, want dit is vir my ook 'n verpesting, 'n foon. Maar goed, maar ons het dit maar nodig. Dis soos die lewe is. Wat gebeur met ons wat lekker is? Kom ons klink gou so 'n bietjie daaroor. Wat is lekker? Sê hoe mooi? Vakansie. Sy vakansie is natuurlik lekker. En wat? Op my foon. Jy is nie my kindie. Nou, dis so, om op die foon te wees, kan mos lekker wees. Dis mos nou baie lekker, as jy gou iemand kan bel, of 'n boodskap stuur, speelietjies speel. As jy my nou swaar wil straf, dan moet ek dit doen. Dit sal die slegste ding in die lewe wees. So, maar sien jy nou hoe oud is ek? Goed, wat is die heel beste ding wat met ons gebeur, of wat vir ons die heel lekkerste is? Wat lees ons in Johannes 3, vers 16 en vers 17, gaan daarmee saam. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En wat sê vers 17? God het nie sy seun uit die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar, sodat ons in hom die ewige lewe kan hê, dat ons gered kan word. Dus voeg vers 17 daarby. God wil hê ons moet gered word. En dit is die heel belangrikste ding, en daarom praat ons in die kerk nou daarvan, en ons tema is vanoggend, ons is kinders van die koning, en Jesus is die koning wat gekom het. Hy het wat gedoen? Hy het vir ons aan die kruis kom sterf. Hy het vir ons ons sonde kom wegneem. Dis hoekom hy aan die kruis was, om die prys vir ons sonde te betaal. Dit weet ons almal, en dit hoor ons baie gereeld by die kerk, en ons moet altyd daaraan herinner word, want dit gee vir ons moed vir die lewe elke dag. Dit maak ons dankbaar en opgewonde, om te kan weet, ons
het 'n Vader, en nou is dit nogal op Vadersdag ook, maar ons het God as ons Vader, maar baie meer as ons koning in hierdie lewe. En wat 'n heerlike voorreg en sekerheid om dit te kan weet. En dis 'n ewige koninkryk. Nou, ek sê altyd, daai woorde moet ons baie versigtig gebruik, want ewig is vir altyd en altyd en altyd, en ons kan dit elke dag die heeltyd sê, en dan kan ons nog glad nie sê hoe lank ewig is nie, want ons kan dit nie verstaan nie, maar ons moet dit glo. God het vir ons gekies dat ons vir altyd by hom kan wees, vrygemaak van die sonde, met die sekerheid dat ons vir hom lewe. En dit moet die begeerte in ons hart wees. En daarom het ek gesê, ek sluit sommer aan by daai verse daar in Galasiërs 2 vers 19 en 20, ons is saam met Christus gekruisig. Hy het dit so in ons plek vir ons gedoen, dat het is asof ons dit self gedoen het. En is dit nie wonderlik nie? Is dit nie die beste wat met ons kan gebeur nie? Niks groters as dit nie. Daarom, as ek nou die toets nie so goed doen soos ek wil nie, as skool nie vir my elke dag so lekker is nie, as 'n mens se dier sterf of doodgaan, dis baie swaar, want 'n mens raak lief vir jou diere ensovoorts. Maar dis niks in vergelyking met God se liefde vir ons nie. En nou wat leer Jesus vir ons? Hoe moet ons as sy kinders vir hom as ons koning in hierdie wêreld elke dag lewe? Ons moet lewe deur lief te hê. En daarom sê Jesus vir ons, die heel belangrikste is, ons moet vir God lief hê met alles. En dit beteken, ons moet hom dien. Ons moet, as ek sien by die skool, ek het 'n broodjie en daar's iemand wat nie 'n broodjie het nie, en ek kan dit doen, dan deel ek dit met hulle. En ek weet daar's baie kinders wat dit doen, en dit is wonderlik. En so kan ons maar na alles kyk. Ons as 'n mens in die gemeente ook hoor van dit wat gedoen word om mense wat behoeftes het te help, dan is dit wonderlik, want daarmee bewys ons liefde. Liefde is nie iets waaroor ons praat nie. Liefde moet geleef word, en daarom vir God met ons hele wese en dan vir mekaar, en om daarna te strewe. Ek is saam met Christus gekruisig. Sy lewe is nou ons lewens, en daarom moet ons elke dag die lewe leef wat Jesus vir ons die voorbeeld kom stel het, kom wys het, wat hy kom doen het. God het nie net gepraat daaroor nie, hy het vir Jesus gestuur, hy het kom doen wat hy moes doen, hy het opgestaan uit die dood, en hy gaan vir ons eendag weer kom haal. Ons is sy kinders vir altyd, hy is ons ewige koning. Wat 'n wonderlike voorreg. Kom ons bid nou saam. Ons Vader in die hemel, dit is vir ons wonderlik om vanoggend in die kerk te kan wees, dit is vir ons heerlik om die waarheid te hoor van u liefde, u goedheid, u genade. En Here, nou is ons gebed dat u vir ons so sal onderneem, dat u elke dag ons lewe getuig van wie u is, deur dit wat ons sê, hoe ons praat, dit wat ons doen, hoe ons dit doen, hoe die liefde in ons lewens 'n werklikheid is. En help vir ons om dit te verstaan, om dit te kan doen, om dit te kan gehoorsaam. Here, die vakansietyd lê voor, en ons bid dat u vir ons kinders dit ook 'n lekker tyd sal maak, waar hulle kan ontspan, ook kan rus, en dat hulle kan doen dit wat 'n mens dan normaalweg in die kwartaal nie tyd voor het nie, maar help vir ons, om wat ons ook al doen, dit te doen as u kinders, wat regtig baie dankbaar is vir u liefde, en u verlossing, vir die feit
dat U vir ons gekies het om ons God te wees. Amen. Ons sing nou lied 542. 542, die 2 verse daarvan, en as ons daarmee klaar is, dan gaan Tannie Ansu met julle verder gaan, en almal wat daar betrokke is. Baie dankie. Ja, maar opstaan. Jesus ons loof U, Jesus ons prys U, loof ons met engle en loflied sing, met verloren, die is geboren, ontvang die dank wat ons U bring. Jesus ons loof U, Jesus ons prys U, neem ons harte. Terwyl die kinders so uitstap, wil ek net sê, so groot kennisgewing lê op die kansel om die dominee wat hier kom te herinner, sê welkom aan die inwoners van Louisa Meiburg, welkom vir enige besoekers en so. Nou, dan kyk hy daarna en dan sien hy dit en dan mis hy dit ook weer. Nou, ja, wat kan 'n mens nou meer doen? En dan wil ek net sê, baie dankie vir die pragtige sleutelhouertjies wat ons by die deure gekry het. Hy is dan baie besonders en daai 2 verse van Psalm 25 heerlik om daarmee ook dan te kan gaan lewe elke dag. Maar ek vertrou ons mense wat op watter manier ook al inluister, dat die klank goed is, dat alles reg is, dat 'n mens dit ook dan saam kan geniet. Ons gaan nou lees uit die woord van die Here by 2 Korintiërs 4, 2 Korintiërs 4, daarvan vers 16 af, en dan die gedeelte daar in hoofstuk 5 tot by vers 10. 2 Korintiërs 4, vers 16 tot 5, vers 10 dan. Om hierdie rede word ek nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 'n Heerlikheid wat ewig bly. Hoe heerlik is dit nie? Ons oog is nie op die sigbare dinge gefestig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat
solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Tot sover ons skriflesing, en dan sluit ons aan daarby by vers 17, wat ek reeds net ook beklemtoon het, waar ons hoor dat ons op pad is na 'n heerlikheid wat ewig is, wat vir altyd gaan staan. En dan in hoofstuk 5 by vers 4, daar lees ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Verteer kan word deur die lewe, en dit beteken dan eintlik vir ons lewe deur die lewe. En dit is die lewe van Jesus Christus, wat hy vir ons 'n werklikheid kom maak het, toe hy mens geword het, aan ons gelyk geword het, en vir ons vrygemaak het van die sonde. En daarmee kan ons dan werklik die sekerheid hê van dit waaraan ons deur sy genade deel gekry het. Nou, dis vir ons belangrik om te verstaan dat dit 'n lewe in die geloof is. Dit kan nie 'n werklikheid word nie. Ons leef nog in hierdie stikkende wêreld, en daarom ervaar ons die goed wat sleg is, wat laat swaar kry. Want die stikkende wêreld is die rede daarvoor. Terselfdertyd leef ons in Christus as geredde mense, en dit beteken vir ons die waarheid, die sekerheid van die lewe wat God in genade in hom aan ons geskenk het. En nou sit ons, en dan praat ons ook in Bybelse taal, in kerklike taal, van die ou natuur en die nuwe natuur. Ons ou lewe van die sondige mens en ons nuwe lewe in Christus. Dit wat ons absoluut seker van is, dit wat ons nuwe werklikheid is, waarin ons groei, wat ons al meer in onsself 'n werklikheid wil hê. En daarom so wonderlik om te hoor. Ons swaar kry, hoofstuk 4 se vers 17, ons swaar kry in hierdie wêreld is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons kan ons nie daarin indink nie, maar ons mag nooit daarin twyfel nie. Ons moet elke dag ten volle seker en oortuig wees daarvan. Dit wat vir ons wag, oortref alles verreweg. Enige iets wat met ons in hierdie wêreld kan gebeur. En as 'n mens luister na goed wat gebeur, wat mense oorkom, dan hoor ons mos maar die vraag van, nou, hoekom gebeur dit met daardie pragtige mens, daardie besondere kind van God? God is altyd by ons teenwoordig, en dit is ons sekerheid in die moeilikste omstandighede. En daarom sê Hebreërs 11 vers 1 vir ons, om te glo is om seker te wees
van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die geloof werk nie saam met die realiteit van hierdie stikkende wêreld nie. Geloof werk saam met die nuwe realiteit van dit wat ons in Christus het. Die sekerheid dat hy die oorwinning behaal het. Hy het mens geword, hy het aan die kruis gesterf, hy het uit die dood opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, hy sal weer terugkom om ons te kom haal, en God werk met sy plan op sy tyd, soos wat hy die beste weet. En wat kan ons doen? Dit wat God vir ons in sy woord sê, om seker te wees van dit wat ons hoop. En Petrus sê vir ons, en hy sê dit vir gelowiges wat in sy tyd wreed vervolg is, wat swaar kry geken het, en dan sê hy vir hulle, hy sê, ons lewe met 'n nuwe lewende hoop. Daai lewe van Christus, hierdie vers 17, die heerlikheid wat alles oortref en ewig bly. Dit sal nooit verander nie, dit kan nie verander nie, want God kan nie verander nie. En daarom kan ons dit neem, ons eie maak, en dan elke dag daaraan vashou. Al kom daar wat op ons pad. Ons is kinders van die koning, en ons leef in hierdie wêreld met daardie sekerheid van om 'n koningskind te wees, wat 'n woonplek het in God se koninkryk, wat daar tuis is, wat reeds daaraan deel het. Dis vir ons pragtig as ons in die woord daarna kyk. Maar dan moet ons hoor om te glo, om te hoop met en op die sekerheid wat God gee. In Johannes 6 vers 47 en 48 en dan vers 51 lees ons, dit verseker ek julle, sê die Here Jesus, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Dan sluit hy aan by daai beeld wat ons ook in die nagmaal het, en wat hy vir ons met daardie sigbare teken van brood en wyn dit bevestig, ons in ons geloof versterk, dat ons eintlik 'n handvatsel het om aan vas te hou wanneer daar onsekerheid kom en wanneer daar twyfel kom, en dat ons weet, ek as gedoopte is gereinig deur die bloed van die Here Jesus Christus. Ek as verloste leef met die teken van die brood en die wyn, die lewe in Christus, waaraan ons nooit hoef te twyfel nie. En Jesus sê dan verder, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. Nou, ek het net by die kinders net baie kortliks dit verduidelik. Hierdie ewig is 'n begrip wat bokant ons begrip is 'n waarheid wat ons eie kan maak, alleen deur in die geloof daarop te hoop, maar nie hoop het mos 'n manier om sleg te kan wees, want ons het nou gepraat van die vakansie wat kom en die kinders wat huiswerk is nie lekker nie en die leer en daai goede is nie lekker nie en dit het gevolge, maar ja, ek het my deel gedoen, maar die vraagstel was nogal 'n bietjie moeilik. Ek is nie seker of ek dit gaan maak nie. Ek hoop maar so. En dan kom jy uitslaa en dan maak jy dit nou nie. En dan het die hoop nie gewerk nie. En daarom kan hoop vir ons daai betekenis hê. Hy kan na enige kant toe gaan. By God, 'n lewende hoop het net een rigting. By God is dit vas en
seker, en daarom kan Petrus vir mense in slegte omstandighede, daarom kan ons in ons lewe, hoe ons ook al vir God nodig het, as sy koningskind weet, by God is ons veilig, by God het ons sekerheid, en dit moet ons weet, het ons net by hom. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Nou, as 'n mens nou kyk na die Heidelbergse Katekismus, dan lees ons hier in vraag 76. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink? En dan is die antwoord, dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, hoor nou weer baie mooi, dit beteken boonop, met hierdie sekerheid wat ons het van die prys vir ons sonde is betaal, die oorwinning is behaal, die lewe het gekom. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Hoor net hierdie stukkie waarheid in hierdie heerlikheid van die katekismus. Al is Christus in die hemel en ons op die aarde, is ons deur die Gees, soos die ledemate van een liggaam, met God verenig in Christus, en is ons seker daarvan, dat ons omdat sy Gees ons daarvan oortuig, dat ons saam met hom lewe, in hom lewe, en so dan die sekerheid het van die lewe wat ons deel is, waarin ons groei, waarin ons elke dag al meer wil lewe. Galasiërs, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, want ek het saam met hom gesterf, ek het saam met hom opgestaan, hy is my lewe, dit staan vir ewig. Wat 'n wonder. Nou, as 'n mens dan kyk, nou sê 1 Johannes 3, vers 24 vir ons, wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God, en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy Gees gegee. En hoofstuk 4, vers 13 sê, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy Gees gegee. Wat doen die Gees? Wanneer ons hierdie woord hoor, dan werk die Gees van God in ons, om vir ons hiervan te oortuig, om dit vir ons in ons wese, in ons menswees, in ons hart, ons eie sekerheid te maak. Ek kan nie hierdie woord glo, omdat ek genoeg breinselle het, of wat anders ook al het. Ek kan dit alleen glo, omdat God in sy genade vir ons hiervan oortuig. In hierdie lewe moet ons as kinders van God, in die krisisse, in alle omstandighede, in watter gebeure ook al, altyd hiervan oortuig en bewus bly, dat God met ons op pad is na die eindbestemming, wat hy vir ons beskik, wat vir ons wag. En nou, as ons kyk, dan sê hy vir ons,
hier in hoofstuk 4 vers 17, die swaar kry van hierdie wêreld is maar gering en dit loop vir ons uit op 'n ondenkbare heerlikheid wat ewig sal bly. Ons kan dit nie begryp nie. En nou sê Kolossense vir ons by Kolossense 1 vers 12 tot 14, met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 'n testament wat bepaal wie is die erfgename van dit wat in daai persoon se boedel beskikbaar is finaal. Dit kan nie verander word nie. God se testament wat vir ons sê, ons het 'n erfenis wat vir ons wag. Dit beteken vir ons, God verseker, dit is wat hy vir ons gereed het, wat nooit kan verander nie. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun, wat hy lief het. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. En daarmee kan ons elke dag leef. Kan ons leef met die sekerheid wat net God in sy genade vir ons kan gee. By 2 Korintiërs 5 vers 4 sê hy daarom, ons is in hierdie tentwoning, ons sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Baie interessant, die manier hoe die apostel Paulus dit hier stel, hoe die woord van God tot ons kom, maar ons wil nog aan goed in hierdie lewe vasklou, en dan ons wil dit by mekaar hou, deur Christus daarvan deel te maak. Christus is die nuwe lewe, hy is die lewe, en daarom sê die einde van die vers vir ons pragtig, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. En dit is dan die lewe van die Here Jesus, waaraan ons nooit hoef te twyfel nie, en wat vir ons waar en seker is, in sy liefde, deur sy genade, elke dag. Ons lewe met 'n sekerheid, wat ewig bly, en ek weet, baie mense sê altyd, as 'n predikant sê, nou gaan ek afsluit, dan moet jy maar diep asemhaal, want dan kry jy 'n tweede asem. So, nou dit gaan nie nou gebeur nie, maar Efesiërs 2 vers 4 tot 7 sê vir ons hier pragtig, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Hoekom lees ek dit vir ons? Omdat ons hier hoor, baie mooi hoor, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Dit is afgehandel. Dit is die realiteit van ons lewe van nou. Deur sy groot liefde, uit genade is julle gered. In Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Dit is 'n swak beeld om te gebruik. Maar as 'n mens nou al vir jou 'n nissie hier buite gekoop het, dan weet jy waar jou assies geberg gaan word na jou dood.
Daar is nie twyfel daaroor nie. Daar kan seker iets gebeur dat dit nie moontlik is nie. Maar as God vir ons sê, hy het vir ons 'n plek in die hemel gegee, daaraan hoef ons nie te twyfel nie, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Dit is alreeds klaar afgehandel. Ons kan daarmee elke dag leef. Daarom vertrou elke dag ten volle op God en kom ons maak dit ons strewe om dan elke dag te lewe. Al meer duidelik sigbaar dat ons koningskinders is. Ons het 'n koning en by hom het ons 'n woonplek. Kom ons lewe dan soos wat hy wil, met die sekerheid van die heerlikheid wat wag, wat ewig is, wat in Christus ons sekerheid is, deur sy lewe. Amen. Ons Vader in die hemel, baie, baie dankie Here, dat ons vir U kan dankie sê. Here, met ons hele wese kan dankie sê, omdat U ons God is. En dankie vir die lewe wat ons het. Here, niks wat met ons kan gebeur, kan dit vir ons, van ons ontneem nie. Daarom hoef ons nooit daaraan te twyfel nie. Want ons hoor wat U, ons God, vir ons sê. Lei U vir ons dan in hierdie dag, in ons lewe elke dag, dat die beeld van Christus, deur die werking van die Gees, in ons 'n al groter werklikheid kan wees. Ons aanbid U as ons koning. Here, in 'n paleis is daar 'n sekere leefstyl. Help vir ons dat die wêreld die leefstyl van ons as U kinders in hierdie wêreld elke dag kan sien. Amen. Ek kry geleentheid nou vir die offergawes en dan sal daarna die aankondigings net ook wees.
Ons bid net saam. Hemelse Vader, ons loof en prys U vir die goedheid. Heer, baie dankie dat ons ook kan bydra, sodat U werk ook volbring kan word. Wees ook met ons in die res van hierdie dag, in Jesus naam, amen. Daar sê, kom ons kyk gou net 'n paar afkondigings, soos Dominee Matthäus ook genoem het, Dominee Robbie is met verlof tot die 19de Julie, en Dominee Matthäus staan daar vir hom in, as jy vir hom wil kontak, sy nommertjie is daar op die afkondigings. Die kerkkantoor is ook gesluit vanaf 30ste Junie tot die 10de Julie. Ek het 2 verjaarsdae, Babsie Hugo en Christian Pretorius verjaar vandag, sê vir baie geluk, en ook allemaal wat in die week verjaar. Mag julle werklik in die nuwe lewensjaar, Dominee Matthäus het nou ook gepraat oor liefde, dat julle God se liefde sal ervaar, dat julle werklik elke dag sy vrede en sy genade sal ervaar. Op die gebedslys, ons het Estelle de Lange, verstaan ek, sy ma is oorlede, Petrus Steyn en Marlene Kutsie, hulle broer is oorlede, en dan ook André Duisel, die afsterwe van sy vrou Rolien. Kom ons bid dat die Here ook in hierdie tyd by die mense sal wees wat hartseer is met die afsterwe van 'n geliefde. In die hospitaal, Jan Schienekal verstaan ek is in die hospitaal, en dan Johan Weideman en Wikus Foster herstel nog na operasies. Maar kom ons bid ook in die algemeen vir almal wat swaar kry, almal wat dalk in hierdie tyd baie eensaam is. Baie dankie. Baie dankie, Henry, en ek wil toch net vriendelik vra, u moet maar asseblief skakel, moenie skrik as het mooi stem by die fonesie, want Bessie is baie meer verantwoordelik met die foon as ek, so dan gaan nie my makliker in die hande kry. So, maar en laat weet asseblief met enige iets, siekte, wat ook al die behoefte is, waarmee 'n predikant kan help, sal ek enige tyd baie graag help. Nou, lied 421, die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Vers 2 sê, hy het hemel toe gevaar, hy heers daar as die koning, maar dan sing ons ook daar in die laaste reeltjie van vers 2, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewe sin. Dit is so heerlik om dit te kan sing en amper as 'n geloofsbelijdenis dan te weet, dis die sekerheid in ons lewe. 4-2-1, die 3 verse. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin, met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee